Hallo almal, in hierdie video verduidelik ek vir jou hoe om die buiteoppervlakte en die volume van 'n kubus te bereken, soos wat jy dit vind in die graad 8 syllabus. Kom ons kyk nou hoe werk die buiteoppervlakte van 'n kubus. Nou aan die linkerkant sal jy sien is daar nou vir jou 'n kubus en as ons die kubus nou lossny en ons vou hom oop, dan kry jy aan die regterkant die net van daardie kubus. Kom ek wys vir jou hier, hierdie enetjie, dit is die onderkant, dit sal die linkerkant wees, die regterkant, die bokant en hierdie is voor en die agterkant van daardie kubus. Nou, om die oppervlakte van 'n kubus te bereken, die buiteoppervlakte, dit beteken ons gaan nou die som. Onthou, som beteken plus, so ons gaan plus al 6 vierkante se oppervlaktes bymekaar tel. Hoekom? Want ons bereken die oppervlakte en 'n kubus bestaan mos nou juis uit 6 vierkante. So dit is maar net 6 vierkante se oppervlaktes wat ons bymekaar gaan tel. Nou onthou nou weer, die oppervlakte van 'n vierkant is mos maar eintlik lengte maal breedte, maar onthou nou dis 'n vierkant, so dis dieselfde ding, so dis lengte maal lengte, en in hierdie geval is die lengte nou S, want dis sy, so 'n oppervlakte van 'n vierkant is mos nou sy maal sy, maar daar is 6 van hulle vir hierdie kubus, en onthou nou, die eksponentwet is S maal S, wanneer jy maal, en jou grondtalle is dieselfde, dan tel ons eksponente bymekaar. So eintlik is daar 'n formule wat jy nou kan onthou vir die buiteoppervlakte van 'n kubus, en dit is 6 maal S kwadraat. Kom ons doen nou 'n voorbeeld. Bereken die buiteoppervlakte van 'n kubus met sy lengte 5 meter. Nou daar is dit vir jou aangedui. Eintlik was dit nie eens nodig om hierdie ander 5 aan te dui nie, want dit word geïmpliseer dat as dit 'n kubus is al die lengtes in elk geval dieselfde, want al die vlakke, onthou jy daai woord, is mos vierkante. Nou goed, vir die buiteoppervlakte, dit is die som van al 6 vierkante se oppervlaktes, wat 6 maal S, want S is mos lengte maal lengte, so dit is 6S kwadraat. Jy hoef nie hierdie 2 stappe weer vir my te gee nie, as jy dadelik gegaan het van die buiteoppervlakte is gelyk aan 6 maal S kwadraat, is dit 100% reg. Nou goed, S staan vir die sylengte, en wat is die sylengte? Dis 5. So binne in 'n hakie, onthou dit is mos hoe ons vervang, is ons vervang binne in 'n hakie, gaan vervang jy nou 5 se kwadraat, en onthou 'n bietjie, 5 se kwadraat beteken nie 5 maal 2 nie, dit beteken 5 maal 5, en 5 maal 5 is 25. So op die ou einde is dit 6 maal met 25, en jy kry 150. Nou kom ons praat gou oor die eenheid. Die eenheid van oppervlakte is meter kwadraat, of ons sê vierkante meter. Nou kom ek wys vir jou waar kom die meter kwadraat vandaan. Dit is as jy die eksponentwet, eintlik wil ek nou sê reverse, want onthou jy die wet het gesê as 'n mens die maal en jou grondtalle is dieselfde, dan tel 'n mens eksponente bymekaar. So dit is hoekom dit m kwadraat is. En ons sê vir oppervlakte, die eenheid is vierkante meter. Voorbeeld 2. Kyk nou hierdie voorbeeld. 'n Kubus het 'n buiteoppervlakte van 54 vierkante sentimeter. Bereken die lengte van een sy van die kubus. So kan jy sien, hierdie is nou presies die teenoorgestelde van die vorige som, want hier gee hulle vir jou dat
die buiteoppervlakte is 54 vierkante sentimeter en hulle vra die lengte van een sy. Dus moet jy nou weet, die formule vir die buiteoppervlakte is 6 maal s kwadraat. En dan die buiteoppervlakte is vir jou gegee. Dis 54 vierkante sentimeter, so jy vervang dit daar, is gelyk aan 6s kwadraat. En nou gaan jy 'n klein vergelyking oplos waar ons vir s gaan uitwerk. Onthou jy nou weer hoe om dit te doen? Onthou daar is 'n hele playlist oor die oplos van vergelykings en algebra ook op my kanaal en ook op my webwerf. Kom ons gaan aan. So, ons wil vir s bereken, die sy lengte, wat doen ons? Ons gaan beide kante met 6 deel, om van daardie 6 ontslae te raak. En ons sê, 6 gaan in homself in 1 keer, 6 gaan in homself in 1 keer, en 6 gaan in homself in 1 keer, en 6 gaan in 54, 9 keer. So, links het ons 'n 9, en regs het ons s kwadraat. Maar ons wil nie s kwadraat weet nie, ons wil net 'n lengte weet. So, ons moet van die kwadraat ontslae raak. Hoe raak ons nou weer van 'n kwadraat ontslae? Is ons trek die vierkantswortel beide kante. En onthou, as jy die vierkantswortel trek aan die linkerkant, dan skryf 'n mens plus minus by. En hierso kan die kwadraat en die vierkantswortel kanselleer mekaar uit. Ek kan jou wys hoekom. Hier het jy s kwadraat. Nou, ek kan jou later leer dat 'n vierkantswortel is dieselfde as tot die mag 'n half. En dan kan jy sê hierdie tweekie en daardie tweekie kanselleer mekaar uit, so daarom is daar net s oor. Maar ons sê sommer nou net die vierkantswortel en die kwadraat kanselleer. Aan die linkerkant, die vierkantswortel van 9 is 3, en dit is die sylengte. Maar eintlik het jy mos nou nog plus en minus, maar ons het 'n afspraak in die wiskunde waar ons sê dat die lengte van 'n sy is positief, daarom is ons sy, een sy van ons kubus is dan 3, en dit impliseer dat al die sye 3 sal wees. Nou gaan ek vir jou leer hoe om die volume van 'n kubus te bereken, 'n klein formule. Nou die volume van enige ding is altyd die oppervlakte van sy basis maal met sy loodregte hoogte. Nou in hierdie geval is dit 'n kubus en ons weet dat die oppervlakte is 'n vierkant. En wat is die oppervlakte van 'n vierkant? Is mos lengte maal lengte, of in hierdie geval sy maal sy. En dan het ons nou nog net maal met die loodregte hoogte, maar hierdie ene, dit is die loodregte hoogte, dis ook 'n sy, so daar is hy. En nou is ons by weer eens 'n eksponentwette, waar as daar niks staan daarbo nie, dan is daar 'n deurskynende 1. Ja, geen wonder, ons verstaan nie wiskunde goed is deurskynend, sê dit vir jou ma. Nee, wag, ons gaan aan. So wat gebeur? Ons grondtalle is s, dis dieselfde, daarom, ons vermenigvuldig, daarom tel ons eksponente bymekaar, en daarom kry ons dat die volume van 'n kubus is s tot die mag 3, sy lengte tot die mag 3. Kom ons doen nou 'n voorbeeld. Voordat ons aangaan, as jy nog nie subscribe het nie, doen dit sommer nou. Gaan kyk ook na my webwerf onlinemaths.co.za. Die skakel is in die beskrywing hieronder. Like ook asseblief my video en jy's welkom om kommentaar te lewer. Bereken die volume van 'n kubus met sy lengte 2 meter. Ons begin met ons formule. Volume is die oppervlakte van die basis maal met die loodregte hoogte. Die basis is 'n vierkant wat sy maal sy is, en die loodregte hoogte is ook 'n sy. Dus is die volume se formule sy tot die mag 3. Jy weer eens, hoef jy nie daardie 2 stappe in te sit nie. As jy net dadelik gesê het, die volume van 'n kubus is s tot die mag 3, dan is dit reg. Goed, ons lengte is 2, so binne in 'n hakie vervang ons 2, en ons het 2 tot die mag 3. En onthou bietjie,
2 tot die mag 3 beteken nie 2 maal 3 nie. Dit beteken 2 maal 2 maal 2 en dit is 8. En wat is ons eenheid? Ons eenheid is kubieke meter, 'n m tot die mag 3. Ek kan vir jou wys waar kom dit vandaan. Kyk gou 'n bietjie hier. Ons volume is mos nou die 2 meter maal 2 meter maal 2 meter. In terme van die 2 is 2 maal 2 maal 2, dit is 8. En in terme van die eenheid meter, daar is 'n m tot die mag 1, m tot die mag 1, m tot die mag 1. Wanneer ons vermenigvuldig en die grondtalle is dieselfde, dan tel ons die eksponente bymekaar. En dit is hoekom die eenheid vir volume m tot die mag 3 is. Maar ons sê dit is kubieke meter of kubieke millimeter of wat ook al. Voorbeeld 4. Die volume van 'n kubus is 64 kubieke millimeter. Bereken die lengte van een sy. Kan jy sien, dis nou weer die teenoorgestelde van die vorige voorbeeld. Hierso gee hulle vir jou die volume en hulle vra die lengte van 'n sy. Ons begin met ons formule. Volume is S tot die mag 3. Ons volume is vir ons gegee. Dis 64 kubieke millimeter. Is gelyk aan S tot die mag 3 aan die regterkant. Nou, hoe raak ons ontslae van tot die mag 3? Is ons trek 'n derde magswortel beide kante. Nou, kom ek wys gou vir jou wat gebeur. As jy het derde magswortel van S of enigiets tot die mag 3, dan kan 'n mens sê, daar is jou S tot die mag 3 en 'n derde magswortel is dieselfde as tot die mag 'n derde. En nou kan jy sê, 3 gaan homself in 1 keer, 3 gaan aan homself in 1 keer, so daar's net 'n S oor. So, daarom kan ons sê, die derde magswortel kanselleer die 3, en die derde magswortel van 64 is 4. Daarom is ons sy lengte, een sy se lengte is 4. Eindelik is al die sye 4, want dis 'n kubus. Voorbeeld 5. Die volume van 'n kubus is 343 kubieke meter. Bereken die buiteoppervlakte van die kubus. Hierdie een is nou sommer alles bymekaar. Die volume is vir jou gegee, dis 343 kubieke meter. Ons moet die buiteoppervlakte bereken. So, dis waartoe ons werk. Wat is die buiteoppervlakte? En die formule is 6s kwadraat. So, ons moet vir S kry. Nou, wat is gegee? Volume is gegee. So, ons ken mos nou die formule, volume is gelyk aan S tot die mag 3. In volume se plek kan ons nou 343 vervang, is gelyk aan S tot die mag 3. Om van die S tot die mag 3 ontslae te raak, trek ons die derde magswortel beide kante, hierdie en daar die kanselleer, die derde magswortel van 343 is 7. So nou weet ons dat een sy van ons kubus is 7 meter, en nou kan ons die buiteoppervlakte bereken. Buiteoppervlakte is 6s kwadraat, in S se plek vervang ons die 7 binne in 'n hakkie, en onthou bietjie 7 kwadraat beteken 7 maal 7, wat 49 is, maal dit met 6, en ons kry ons buiteoppervlakte van ons kubus 294 vierkante meter. Kyk die eenheid. Toe dit volume was hierbo, was die eenheid kubieke meter. Die sy was meter, en nou is die buiteoppervlak se eenheid vierkante meter. Baie dankie dat jy na my video gekyk het. In die volgende video bespreek ek hoe om die volume en die buiteoppervlakte van 'n reghoekige prisma te bereken. Klik op die video in die linkerkantste hoek hierbo om jou direk na daardie video te neem.